13de Oktober, maandagoggend, en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed. Is dit nie interessant nie, dat wanneer 'n ou sekere video's maak, dan doen jy seker goed dieselfde, en 'n mens kom dit baie keer nie eens agter nie. Goeiemôre Mani, hoe gaan dit daar by jou? Sy, kom ons vat nog so 'n slukkie. Kom ons kyk wie kom almal op vanoggend. Anton is ook hier so vanoggend. Daar's Mani sinne. En is net Mani se profielfoto hier bo by die stadium. Ek weet baie keer nie hoe hierdie, kom ek sê dit eerlik. Ek weet nie hoe hierdie algoritmes werk nie. Hulle wys een profielfoto en dan sê iemand anders iets onderste hieronder sê iemand goeiemôre en dan skuif die profielfoto's aan. Partykeer bly dan net een profielfoto op. Daar kom Anton sin ook nou op, dis baie interessant. So ons het nou 2 profielfoto's bo en 2 goeiemôres hieronder. Goed, wat sê die wêreld? Wat gaan in die buitewêreld aan mense? Ek sien nou Andrew het ook opgekom. Dis Andrew se profielfoto wat nou daarbo verskyn het. Probeer dit goed uitwerk, maar ek kan nie. Miskien is dit nie eens vir my nodig om dit uit te werk nie, né? Maar in elk geval, wat gaan in die buitewêreld aan? Daar kom Jenny se profielfoto op. Daar het nog 'n ander profielfoto vinnig hulle verskyning gemaak, wat ek nie ken nie. Dit lyk soos Debbie se profielfoto. Daar sê ek is reg. Debbie, goeiemôre. Het lyk my Debbie het ook haar profielfoto verander. Maar in elk geval, daar sê goeiemôre julle almal. Goed, kom ons kyk wat in hierdie ou wêreld van ons gebeur. Baie interessant is dat in Venezuela, die vroutjie wat die oppositieleier is, Corina Machado, sy het die Nobelprys vir vrede gewen en nie Donald Trump nie. Toe ek hierdie berig lees, toe wil ek net lag. Want almal wou tog so graag gehad het, en nou Trumpie homself wou tog so graag die Nobelprys gewen het vir sy vredesinisiatiewe. Maar in elk geval, hierdie vroutjie, hierdie oppositieleier, Corina Machado, het toe vir Donald Trump gebel, en sy het haar Nobelprys aan hom toegewy. En nou Trumpie was nogals baie ingenome met dit gewees, en hy het gesê, as hy vir haar daarvoor gevra het, soos hy het omgegeet. It's amazing hoe hierdie groot wêreldleiers, en veral 'n ou soos Donald Trump, hoe hy net wil gesê word hoe goed hy is, né? Maar in elk geval, hierdie vrou het dit gewen, terwyl Venezuela besig is om oorlog te maak teen Donald Trump. En sy sal natuurlik, guaranteed, kom ons sê nou vir julle, as daar 'n oorlog is tussen Amerika en Venezuela, Amerika sal Venezuela klap, en dan sal hulle hierdie vroutjie president maak. Guaranteed. Alright, julle kan dit maar neerskrywe. Julle het by brood gehoor, dit is hoe dit gaan werk. Ok. Dan het daar nou weer 'n oorlog uitgebreek daarso in die Midde-Ooste. Kan julle dit glo? Jy is skaars klaar met een, dan breek daar 'n ander oorlog uit, en dis tussen 2 moslimlande. Pakistan en Afghanistan het nou mekaar aangevat. En hulle is ernstig, hulle beklei op hulle fronte, op hulle grenslyne. Beklei hulle genuine ernstig, 23 Pakistanis is dood en 200 Taliban. So vir een of ander rede het hierdie 2 moslimlande mekaar nou gepak. Dit bring my by 'n ander gedagte, dat daar was 'n joernalis van Iran, 'n vroue joernalis, wat gesê het, daar is nie gebede by straathoeke of paaie word nie geblok in Iran deur die Islamiete om te bid nie, maar hulle doen dit in westerse lande om die verkeer te ontwrig en om die land oor te neem. Dis hoekom hulle dit doen. Hulle gaan bid net by hulle moskees in die islamitiese lande, nie op straathoeke of in die strate nie, nêrens nie. Nee? So dit was ook vir my baie interessant. Lyk my ons kom nou aan die einde van die Gaza storie met vandag, waar daar nog 20 gijslaars nou vrygestel of vrygelaat gaan word, dat al reeds 7
aangekom vir vrylating. En Hamas is ernstig, hulle is nou besig om hulle nonsens te stop. Ek wonder hoeveel geld het hulle ontvang om dit te doen. Ek wonder hoeveel geld het hulle ontvang om dit te doen. In elk geval. Peru is stil landjie, jy hoor eintlik niks van hulle nie. Sy president, Dina Boluarte, sy is obviously sy 'n vrou, sy is gedagvaar en verwyder. Die kongresleier is aangestel as die nuwe president van Peru, so daar is chaos besig om in daai landjie ook nou te begin. Net soos daar chaos in Madagaskar is. Dis nou 5 dae van oproere, brandstigting en dies meer, so by so dat die soldate nou saamstem met die oproeriges en hulle het hulle aangesluit by die oproeriges. So daardie presidentskap in Madagaskar gaan nou binnekort in duie stort. Daar's nie eens 2 stories wat dit aanbetref nie. Maar Madagaskar se regeringsgroep vra sekuriteitsmaatskappye om hulle te help om hierdie mense te keer. Wel, ek weet nie of sekuriteitsmaatskappye daardie militêre ouens kan stop nie, né? Ek ken nie daai profielfoto nie, maar goeiemôre in elk geval. Sal nou sien. Kom ons kyk 'n bietjie wat gaan aan in die FSA. Die Qatari minister van verdediging het 'n konferensie gehad saam met Piet Hegseth. Nou baie interessant dat 3 Qatari leiers wat op pad was na 'n vergadering toe in Egipte oor die aanval van Israel in Qatar is dood in 'n motorongeluk. Wat sê dit vir jou? Wat sê dit vir jou? Kom ek sê vir julle wat ek dink wat daar gebeur het. Hierdie ouens sou nou getuig het teen Israel, wat Israel gedoen het. Mossad het hulle uitgehaal. En die ding totaal en al gestage, dat dit 'n motorongeluk was. Beplande motorongeluk. Dis wat dit was. Guaranteed. Né? Goeiemôre Lenet. Guaranteed. Beplande motorongeluk. Hoekom ewe skielik so? Dis wat hierdie mense doen. Dis wat hierdie mense doen. Trump het gesê China raak nou baie aggressief wat handel aanbetref, wat president Xi aanbetref. Hy het gesê hy gaan sy besoek aan Xi nie volbring nie, hy gaan dit nie doen nie, en toe slat hy vir China met 100% handelstariewe, en toe kom Xi na hom toe en Xi sê baie jammer, en nou Trumpie sê, Xi het net 'n afdag gehad, dit was nie 'n goeie dag vir hom nie, en dis hoekom hy dit gedoen het. Mense, politiekery, soos ek altyd sê, is net 'n game. Is net 'n game. Hierdie was vir my 'n baie interessante berig, en ek moet eintlik net 'n merkie hierso maak vir future reference. Partykeer gaan ek deur alles wat ek gesê het op koffie met brood, en ek maak notas van goed wat in die wêreld gebeur vir latere terugwyse na en gebruik miskien. Die eerste hoë pols mikrogolf robot is bekend gestel wat swerms hommeltuie uit die lug uit kan laat val op een slag. Dit is baie belangrik om dit te weet. Want jy moet 'n teenvoeter hê vir die goed. Eerste hoë pols mikrogolf robot. Hy stuur 'n pols uit en dan val hierdie goed uit die lug uit. Dit is baie interessant. So nou gaan die hommeltuigvervaardigers kom met 'n teenvoeter, waar hulle batterye en dies meer gaan toemaak met een of ander ding, wat hierdie pols neutraliseer. Dis wat gaan gebeur. Blykbaar is Melania Trump in hoë profiel gesprekke besig met Putin om vir Putin asseblief te vra om die Oekraïense kinders vry te laat. Ek weet nie hoeveel het hy vrygelaat nie. Hulle is nie in 'n tronk nie. Hy beskerm hulle van die pedofiele van Amerika en die pedofiele van die Oekraïne. Dit is wat hy doen. As ook van die elite bloedsuiers van Adrenochrome. Dis wat Putin gedoen het met die begin
met die aanvang van die Oekraïne-oorlog, as julle baie mooi kan onthou, die meer as 200 plus kinders wat hulle vrygemaak het, as dit die getal is wat ek nou kan aandink. Trump wil hê die hele Ooste, die hele Midde-Ooste moet herbeplan word, heroorgebou word, net soos wat hulle nou Gaza gaan herbou. Tyd gaan leer hoe Gaza gaan lyk, né? Maar miljoene mense stroom nou terug na Gaza toe nadat die oorlog nou gestaak is. Waar na toe gaan hierdie mense terug? Pynhope, rommel. Hulle gaan nou gaan krap daar waar hulle huise gestaan het en kyk of hulle iets uit die pyn uit kan kry. Dis die tragedie van die mensdom, né? Die tragedie van die mensdom. In Tennessee het 'n militêre munisie aanleg. Die hele militêre munisie is, dit kom natuurlik van ammunisie af. Dit is plofstof. So mens noem dit 'n munisie aanleg. Die hele ding het ontplof in Tennessee. En 19 mense is dood. Hulle is heeltemal gone omtrent van hulle. Nee, dit is wat plofstof aan jou doen. Hy blaas vir jou in stukkies, dat hulle nie eens weet wie jy meer is nie. En dit is wat daar nou gebeur het in Tennessee. In elk geval, Donald Trump sê dat die Arabiere koop alles op in Engeland. Hy sê so baie real estate is al opgekoop in Engeland, dat Engeland behoort eintlik nou aan die Arabiere. En wat Donald Trump is, dink hy oorweeg dit nou om Engeland weer stuk vir stuk terug te koop, sodat hy kan teruggee aan die Engelse. En die land kan skoonmaak van al hierdie ideologiese idioote, soos hy hulle noem. Ek sê dieselfde ding natuurlik, né? Ek sê dieselfde ding. Die Engelanders, die Britse koppe, maar daai mense se koppe is besig om uit te haak. Die libiote, noem hulle maar libiote, né? Liberale idiote, wat daai land oorgeneem het. Hulle is besig om daai land absoluut te vervuil. Die digitale idee raak nou die belangrikste ding daarso, terwyl in die kathedraal van Canterbury, in die binnekant, op al die pilare en goed, is massiewe graffiti gespuit, om vir die herdenking van marginale groepe, soos LGBTQ en al sulke goed. Die mense verstaan nie wat Christendom eintlik is nie. Vir hulle is dit 'n sekte van waar hulle kan doen en maak en breek, en ek kan sê nou vir julle, hulle kyk nie eens na die skrif nie. Dieselfde met daai ou seun in Suid-Afrika van die CLR-kommissie, wat ons kerke nou wil reguleer. Mense, hulle het die boere probeer stilmaak en hulle het 'n tipe van reg gekry. Nou is hulle besig met ons godsdienstige inrigtings. Hoe lank nog voordat ons wakker word? Ek moet net kalmeer, wag, dat ek het kalmeer, want my kop sal nou weer uithak. Hoe lank voordat ons wakker word? Weer ek wil nou nie eintlik nou Suid-Afrikaanse nuus geet nie, maar kom ek gee iets. Wat van daai plaasaanval weer in die Oos-Kaap? In die Tsitsikamma gebied. Gelukkig het die boer so geworstel, uit 'n paar skote afgekry, dat die ouens wat hom aangeval het en sy goed probeer steel het, weggevlug het. Hulle het met niks weggekom nie. Hulle het niks gekry nie. Maar dit kon net soveel aan die ander kant van die storie gewees het. En ons kon 'n berig gelees het dat 'n Oos-Kaapse boer nou weer vermoor is. Kyk die moorde wat op 'n gereelde, op 'n daaglikse, wat daagliks afspeel in die Wes-Kaap nou, op die Cape Flats, ensovoorts. KwaZulu-Natal, in die noorde, in die Limpopo gebied, né? Terwyl ons besig is met politiekery. Goeie aktrise in Amerika, Diane Keaton, het afgesterf. Sy was 79 jaar oud. Ek sê 79 is nie 'n goeie innings nie. Weet julle, my pa het afgesterf op 74. My ma was 75. Dis nie 'n goeie innings daai nie.
Behalwe as jy so 'n fantastiese geestelike lewe gelei het, en Vader het besluit, hy vat jou nou hemel toe. Dis 'n ander storie. Maar om af te sterf op 79, ek sit gisterand en bid tot Vader in my stilte tyd, en ek besef, in my binneste besef ek, dit is asof dit 'n openbaring is, dat my geesmens is te jonk, is letterlik te jonk. En ouens wat nou al in hulle, mense wat nou al in hulle 50s, 60s, 70s, jy verstaan wat ek sê. Jy verstaan wat ek sê, dat toe ek selfs met my pa gepraat het, toe hy 74 was, voordat hy afgesterf het, toe praat ek eintlik met 'n jong man. Né? Toe praat ek eintlik met 'n jong man. Ons sterf te vroeg, as gevolg van die dinge van hierdie wêreld. Wat sê jy, Andrew? Wanneer sal dit genoeg wees? Andrew, die skrif sê baie duidelik, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, om te kyk wie hy kan verslind. Die skrif sê ook, die duiwel is in beheer van die lig. He is the prince of the air. Die duiwel se enigste plan, môre Rudy, ek het daai voice clip geluister met jou en van Lil. Die skrif sê uitdruklik, hierdie moorddadigheid gaan nie maklik stop nie. Die duiwel wil God se mense uitwis. Die enigste manier om dit te kan keer, is om 'n goddelike bestel in jou land te hê, waar die rigting waarop die regering afstuur, is Christelike gemeenskap. Dis die enigste manier. Daar's nie 'n ander manier nie. En waar jy die hardhoorendes, van die begin af smoor, dat hulle nie 'n kat se kans het om enigiets te sê nie. Ek vat byvoorbeeld, ons kan net nou weer kyk na 'n paar goed wat in die wêreld gebeur. Maar ek vat byvoorbeeld, waar het ek nou hierdie, ek soek nou 'n spesifieke voorbeeld. Ons vat byvoorbeeld Jan, goeiemôre, wat hier in Suid-Afrika gebeur, né? Daai generaal Fani Masemola. Hy erken dat sy aanstelling deur die kartelle gedoen was. Wat is 'n kartel? Dis 'n groot kriminele organisasie. En hy erken by hierdie Makwanasi kommissie dat die polisie geïnfiltreer is deur die kartelle. Hierdie Madlanga kommissie is nou eers stil, en dit is maar net nog 'n teken dat daar nou politieke knoeiery daar is. Jy sien, so, ons moet 'n plan hê waar ons hierdie goed kan uitwis. Nie humanitêr optree nie. Jy kan nie humanitêr optree nie, want hulle is nie humanitêr met jou nie. Daai een Mbeki, idioot, Motletsi Mbeki, blameer nou vir Sanlam, dat Sanlam die BEE begin het, waar hulle 'n swart groep, NIAL, of NAIL, waar hulle 'n swart groep opgerig het, wat net swart entrepreneurs was, of swart mense in beheer was. En nou sê dit Sanlam se skuld. Hulle 30 jaar gehad om hierdie gemors te stop, maar hulle maak dit net erger en erger en erger. In daai voice clip wat Rudy vir my gestuur het, hoor ons baie duidelik dat jou geld in die komende klompie jare in jou bankrekening verdomp niks gaan beteken nie. En dat dit baie beter is om in goud en silwer te belê. Hoekom moet ons soos die wêreld wees, mense? Hoekom moet ons? Want ons word vertel ons dit is hoe dit gaan wees. 'n handjie vol gemors hier bokant ons, vertel vir ons wat ons moet doen en nie moet doen nie.
En ons val daarvoor. Jy weet, nee, ek is maar net een ou mensiekie, ek kan niks doen nie. Maar 1 word 2, 2 word 3, 3 word 4, 4 word 1000. As julle saamstem en saam staan, né? As julle saamstem en saam staan. Ek gaan nou kyk by die einde van die maand hoeveel mense bestel hierdie borswapentjie. Weet julle hoeveel mense het al bestel al? Net een persoon het vir my gesê dat hulle wil dit hê, maar nog sonder geld. Hoe staan ons saam? Ons staan saam deur mense te bemagtig wat die job kan doen. Dis hoe ons saam staan. Ek sê dit maar net daar buite. Starlink gaan nou groot gaan in Suid-Afrika, 2,5 biljoen belê. Ek moet uitvind waar die naaste Starlink kantoor is, dat ek 'n bietjie daar kan gesels. Dis tyd dat ek en Elon Musk gesels, die vet weet. Sibaya, as gevolg van wat Fanny Masemola erken het, is Sibaya ook een of ander luitenant-generaal, 'n sentrale figuur in die polisie, is hy op verpligte verlof gesit, sy laptop, 4 selfone en al hierdie goed is afgevat. Hulle gaan nou hierdie goed forensies deurgaan en kyk waar Sibaya betrokke was by korrupsie en kartelle en dies meer. Hier het ek ook 'n nota gemaak wat vir my belangrik is. Ek wil net vir julle laat verstaan wat gebeur op ons boeremarkte. 'n admin-fout, hulle noem dit 'n admin-fout, het veroorsaak dat tomaties van alle dinge, nie uitgevoer kan word na Namibië toe nie. Ons buurland. 'n admin-fout maak dat tomaties nie uitgevoer kan word nie. So die tomaties gaan vrot raak, dis hoe dit is. Dit is nie 'n admin-fout wat net per ongeluk gemaak is nie. Hoor wat ek vir julle sê. Dit was aspres. Dit was aspres. As hulle nie die boere kan uitmoor nie, sal hulle jou van jou plaas afkry deur bankrotskap. Hongersnood. Jy kan nie net tomaties eet nie. Rama plakkertjie wat nou daar by Ierland was. Ierland wat val in die struik van massa-immigrasie. Met 'n gefaalde president. Ons gefaalde president ontmoet 'n ander gefaalde president. Daai selfde regering, die Ierse regering, staan op in die Europese Unie en sê hulle sal nooit haatspraakwetgewing in Ierland toepas nie. Whoopie-doo, dit klink goed. Maar hulle sal hulle eie bevolking vervang met islamiete. Vader weet, ek weet nie hoe ons daai probleme gaan uitsorteer nie. Maar selfs Donald Trump sê, hy weet nie wat in Europa aangaan nie, want dit lyk sleg. Die Europese Unie het nou nuwe voorstelle vir skole. Die kind, wanneer hy by die skool is, kan hy self sy geslag bepaal. Hy kan besluit wat hy wil wees by die skool, hy of sy. En as daar enige iemand teen dit praat, dan gaan hulle gearresteer en beboet word. Dis die Europese Unie. In plaas daarvan om die goeie te bevorder, bevorder hulle totaal en al die satanistiese agenda van 2030. Mense, ons het net tyd tot 2030 toe. Eindelik 2029 toe, om hierdie wa te draai. Dan is ons letterlik in ons in, as ek dit so op 'n sagter manier kan stel. Rama plakkertjie sê, die G20 vergadering in Johannesburg nou die 21ste en 22ste van die maand, of is dit in November? Ek dink is in November, ek is seker nie. Hy sê, dit sal baie goed afloop, regtig. Sambu, die een groot swart unie,
wat opstaan vir 'n munisipaliteit, wat die woord wat ek soek, gebruike, whatever. Hulle sê hulle gaan 'n massa betoging hou by hierdie G20 vergadering van nou Ramaplakkertjie. Hierdie berig het my oog gevang, want dit wys net die siekte wat ons het in ons Suid-Afrikaanse tronke op hierdie stadium. En luister maar na hoe ek die sin geskryf het, julle moet maar self in dit inlees wat julle wil. Tronkbewaarders verkoop hulle self nou vir geld aan tronkvoëls. Is dit nodig dat ek dit weer sê? Tronkbewaarders verkoop hulle self vir geld aan tronkvoëls. Ek weet nie of ek moet lag of ek moet huil nie. Terwyl Ramaplakkertjie daaroor was, het die Europese Unie 12,5 biljoen US aan Ramaplakkertjie beloof om groen energie in Suid-Afrika te bevorder. Hierdie was vir my 'n baie gevaarlike berig. Makwanasi sê dat net 10% van alle skeepshouers by ons hawens word geskrandeer, gescam. Net 10%. Wat bring hulle in ons land in? Wat bring hulle in ons land in? Ek kyk na 'n video van die een Suidlander leier. Ek weet nie hoe 'n mens kan luister na hierdie poepel nie. Hy is een van die tipe mense wat skeuring bring tussen ons boere en boere-Afrikaners en Afrikaners. Hy sê Siener van Rensburg het gesê daar is ware boere en daar is doringbosboere. Siener van Rensburg het dit nooit gesê nie. En hy sê daar gaan oorlog wees tussen hierdie twee boeregroepe. Siener van Rensburg het dit nog nooit gesê nie. Hy praat van die vragvliegtuig wat in Appington geland het, wat blykbaar splinter nuwe AK-47 wapens aan boord gehad het. Waar is sy bewyse en waar is hierdie wapens nou? Maar hierdie is die tipe poepel wat ons nie in Suid-Afrika wil hê nie. Die spesiale tipe stupid wat skeuring bring in ons boeregeleedere, in ons Afrikaner en boere-Afrikaner geleedere. Hierdie idioot moenie dink dat hy enige seggenskap gaan hê in 'n nuwe federale alliansie nie, en ook nie onder die boere nie. Wat ons boere aanbetref, ek is genooi na 'n vergadering toe hierdie komende maand. Die leiers van hierdie boere byeenkoms het gesê, hulle kan nie hierdie vergadering hou sonder dat ek daar is nie, en hulle glo dat ons federale plan is die enigste oplossing vir Suid-Afrika. So goed. Kom ons kyk wat gebeur. Kom ons kyk wat gebeur. Dalk gaan ons hulle nou wakker kry. Die vergadering gaan hier in Pretoria gehou word, in hierdie komende maand. Hoopelik vroeër in die maand as wat dit later is. Wat het ek nog hierso vir julle? Ja, dit is net vir my net weer, wys jy net die siekte wat eintlik in die kerk is. 'n Swart pastoor, 41 jaar oud van Mamelodi Oos, hy het lewenslang tronkstraf gekry vir die verkrachting van 'n 12 en 'n 13-jarige. Dit is kerkleiers. Kerkleiers. Weet jy het korrupsie in die regering. Jy het korrupsie in die ondersteuningsfasette soos die polisie en dies meer. Jy het korrupsie in die kerk. Gaan wonder, daar's mense wat sê hulle wil nie kerk toe gaan nie, want as gevolg van dit en as gevolg van dat. Maar eintlik moet jy kerk toe gaan sodat jy verskil kan maak. Yes, Aina, goeiemôre. Ek hoop dit gaan goed jou kant. Goed, ek wil gou vir julle iets wys. Kyk hierson. Ek gaan nou vandag hierdie koffie proe. The Great Dane. Ek was by 'n besigheidsvergadering gewees Saterdag.
eintlik 'n baie interessante opleidingssessie oor leierskap gegaan. En toe ek vertel van koffie met brood, toe kom hierdie mense na my toe vra hulle vir my of ek dit kan adverteer op koffie met brood. Toe sê ek vir hulle, ek sal dit adverteer, ek gaan eers proe. En dan moet julle my koffie sponsor, ten minste my koffie sponsor. Toe sê hulle, ja, nee, beslis. So ek gaan die koffie proe, en indien die koffie lekker is, dan gaan ek hulle vandag e-mail, dat ek hulle hierdie logo kan kry, hulle kenteken, en dan sal ek dit op die YouTube kanale beginne pos. En ek dink 'n groot pak van hierdie koffie kos R195. Ground coffee, hot water, 4-minute extraction. Jy laat hom staan vir 4 minute. En dan het jy lekker koffie. So ek gaan dit probeer. Interessant, né? The Great Dane. So kom ons probeer hierdie koffie. Hulle het 'n fantastiese webtuiste ook alreeds. En hulle sal 'n redelike tydjie aan die gang. En dalk uiteindelik het koffie met brood 'n sponsor. Ten minste die koffie. So daar, ek wys dit net gou vir julle. Daar sê Johan wat sê. Good. Ons is vryburgers. Gaan teken in op YouTube, gaan skryf in, dit kos jou niks, sluit aan by die kanaal. Kyk wat sê ou Anton. Ou Anton het dit nou al klaar goedgekeur. Hy sê dit is baie lekker koffie. Andrew wil onmiddellik hê. Stuur asseblief vir my. Nou gee net vir my kans om ook te proe, man. Gee vir my kans. Ou Anton sê dit is baie lekker koffie. Anton, is dit die regte manier? Jy laat hom trek vir so 4 minute. Hulle webtuiste is hierso op. En maar ek wil eers 'n deal doen met hulle voordat ek hulle begin regtig adverteer, né? Ons moet eers 'n deal doen. Kom ons kyk wat gebeur. In elk geval, sluit aan op die YouTube kanaal, mense. Ons het 136 mense wat daar aangesluit het. As jy nog nie daar aangeteken het, teken in. Dit beteken vir ons baie, dit beteken die video's gaan uit. Ek het nou 'n ander gedagte ook. En ek weet my tyd gaan ek moet begin absoluut bestee aan die Federale Alliansie. En ek het nou hierdie ander gedagte ook, om koffie met brood in Engels ook te begin doen, na 5 jaar. En, maar ek sal dit net op die YouTube doen. Ek sal dit nie doen as 'n lewendige uitsending, net as YouTube. Sodat ek kan vinniger deur die nuus brokkies gaan, en by ons Engelse Suid-Afrikaners uitkom, op een of ander manier. En natuurlik sal ek nie daar praat van hotnots nie. Ons verstaan ons die taal. Koffie met brood, man, ons is vryburgers, ons is boere Afrikaners, ons weet wie ons is. Nee, Andrew, jy kan 'n Engelsman wees, maar jy's 'n boer. Dis net hoe dit is. Jy kan 'n Portugees wees, jy kan ook 'n boer wees. Maar jy moet eers 'n vryburger wees, né? Jy moet eers 'n vryburger wees. Kom ons wees vryburgers. Nie net op aarde nie, nie net soewerein nie. Ek het 'n video uitgesit oor die strooiman gister, gaan kyk dit. Dis op YouTube en op Facebook. Ons is ook vryburgers in die hemel, deur die wedergeboorte. Jy moet weergebore wees. As jy nie weet wat wedergeboorte beteken nie, vra my, en ek sal jou sê. Nee? Saam met grot, saam grot. Vergewe my Vader, miskien het ek te min koffie in. Saam met God maak eendrag mag. Daar is nie 'n ander manier nie. Nee? Goeiemôre uit Windhoek uit. Van Windhoek uit. Lydia, goeiemôre julle. Saam met God maak eendrag mag. Daar is nie 'n ander manier nie. So kom ons kyk wat hierdie week vir ons inhou, en alles seën vir julle almal verder. Wat het ek nog hierso? Nee, ek het daai klaar gesê. Dat is iets wat ek mos gesê het oor die boere, maar in elk geval. Alles seën vir julle, né? Tot weersiens.